The fire of the Holy Spirit that keep us alive. It's the reason, Jesus Christ, that we are still standing here. And Jesus is the reason that we will not be lost, but we will be saved. And we are saved. We are called by His name for His purpose and to be more in this world. Here, ons dankie vir Here, Here vir die Heilige Gees, Here. Here, ons dankie dat U vir ons kom lewe skenk het, Here. Here, dat ons nie vir ons hoef 'n bed in ons skandes op te maak vanmôre nie, Here. Here, dat ons nie ons koppe in skaamte hoef te laat sak nie. Here, maar dat ons kan opkyk en die wêreld in die oë kyk en sê, my koning lewe, my koning regeer. Dit maak nie saak wat nie. Dit maak nie saak wat om ons aangaan in die wêreld nie. He's still alive and He's still the King of Kings and the Lord of Lords. Here, en ons dankie vir Here. Here, waar ons nou gaan aansit om die woord, Here. Here, kom seën dit aan ons harte, Here. Here, gee ons geopende ore en ontvanklike harte vir Here. Here, sodat ons die woord sal ontvang wat U met ons deel vir Here. Here, nie tot eer van ons nie, maar tot eer van U en U alleen, Here. Kom maak my minder vir Here, sodat U alles kan wees. Here, kom raak my lippe aan met 'n koeltjie van die altaar vir dat ek geen woord uit my eie uit sal spreek nie, maar dat ek slegs sal spreek dit wat U wil hê ek moet spreek. Yes. Here, dat U Heilige Gees my sal lei vir Here, kom staan net by my, Here, kom staan voor my, sodat ek nie raak gesien vanmôre kan word nie, Here. En ek bring U al die lof en al die eer en al die aanbidding daarvoor. Amen. In Jesus naam. Prys die Here. Goeiemôre, baie welkom vir almal wat na die video gaan kyk, na die audio gaan luister. En ons het ook, julle kan ons ook nou gaan kyk op YouTube, op spontaan video's. Gaan spontaan Tabazimbi, ekskuus. Ons Facebook is spontaan video's. Ons YouTube is spontaan Tabazimbi. Gaan like en subscribe asseblief ons kanaal. Ons sal dit so waardeer. Nie tot eer van ons nie, maar tot eer van die koning van die konings. Amen. Nou, ons lewe in 'n tyd waar dit al moeiliker raak. Ons lewe in 'n tyd waar dit nog moeiliker gaan raak. En dit is ook so dat baie van ons ervaar in hierdie laaste tyd dat die lewe nie meer lekker is nie. Dit raak moeiliker. Ekskuus. Dit raak moeiliker. Baie keer ervaar ons storms in ons lewe. En dan vra ons, Here, hoekom? Here, hoekom moet al hierdie dinge op my pad kom? Here, hoekom ervaar ek al hierdie negatiewe goed in my lewe? Here, gaan dit dan nooit ophou nie? En baie mense gee net op. Sê, it's not worth it anymore. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is nog alles die moeite werd. Dit is nog steeds die moeite werd om die Here te dien. Amen. Dit is nog steeds lekker om die Here te dien. Want weet jy wat? Dit is juis in die tye van ons storms wat ons die Here moet begin loof en eer. Toe Paulus en Silas in die tronk was, het hulle nie op 'n hoopie daar in die hoek van die sel gaan sit nie, hulle het begin om God te loof en eer. Hulle het lofsange gesing tot eer van God. En toe hulle begin om God se naam groot te maak, toe swaai die tronkdeure oop. En ek het dit al baie gesê en ek sê dit weer. Ek wonder so wat het hulle in die tronk gesing. Want dit moes 'n powerful song gewees het, Johan. Dit moes powerful gewees het. En ek dink, as ons net kon geweet het wat sy song, het ons om elke Sondag gesing. Ja. Dan sou jy gesien het hoe val
mense se jukke af. Hoe word kettinge gebreek? Maar dit maak nie saak wat hulle gesing het nie. Dit maak saak wat ons sing. En dit hang af met wat se gesindheid ons die Here se naam groot maak. Sing ons net vir lippetaal? Of sing ons werklik om die naam van die Here groot te maak? Aanbid ons hom werklik met gees en in waarheid? En ek wil 'n paar skrifte met julle deel. En 'n paar gedagtes met julle deel, wat die Here op my hart gelê het. En ek gaan begin met Joël 2. Joël 2 vers 21. Hy sê, wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die Here doen groot dinge. Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring word en die parskluipe van mos en olie oorloop. En ek sal julle vergoed die jare van wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter, die afnyper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees, en die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie. Ons het dan nou gesing, I don't have to make my bed of shame. Nou kom die Here en hy sê, my volk sal in der ewigheid nie beskaam staan nie. Dit maak nie saak hoe die wêreld na jou kyk nie. Dit maak nie saak vermoere wat die wêreld van jou sê nie. Dit maak nie saak hoe kwaad mense jou maak nie, wat hulle gaan dit doen. Mense gaan jou te nakom, mense gaan sleg van jou praat, jou naam gaan in die dorp rond lê, maar dit maak nie saak nie, wat ek weet vermoere, dat ek weet, dat my naam ook in die hemel rond lê. He called me by my name. Die vyand ken my naam, he knows my name, but he chooses to call me by my past. God knows my past, but he chooses to call me by the name. Dis wat die verskil maak. Amen. Dit is wat die verskil maak, verborene kind van God. God roep jou by die naam. Hy sê, ek het jou verlede weggevat, so ver soos die ooste van die weste af, so jy is nie meer wat die mense sê wat jy was nie. So moet nie worry oor wat die mense sê. Weet jy wat het daai ou laas jaar gedoen? Weet jy wat het hy in 2020 gedoen? Dit maak nie saak nie, want Jesus het ons vrygemaak, and he who the Son sets free will be free indeed. Halleluja. Amen. En as God nie aan jou verlede dink, wie is jy om aan jou verlede te dink? Jy hoef nie aan jou verlede te dink, want jy het nie 'n verlede nie. Jy het 'n toekoms in Christus Jesus, as jy kies om in 'n verhouding met hom te wees. En volgende keer, as die vyand kom en jou herinner aan jou verlede, asseblief herinner hom tog asseblief aan sy toekoms. Want ek het 'n toekoms, 'n ewige lewe. Hy het 'n toekoms in die warm vlamme van die hel. En weet jy wat? Die vyand is besig om vir hom maatjies te soek, want hy wil nie alleen brand nie. En dit is hoekom hy mense gebruik om jou af te trek. Dit is hoekom daar allerhande goed kom wat mense van jou praat. Maar weet jy wat? Moet jou nie aan hulle steur nie. En ek wil teruggaan na vers 21 toe. Wat sê, wees nie bevrees nie, o aarde, juig
en wees bly, want die Here doen groot dinge. Die Here sê, ons is in 'n seisoen nou, waar ons moet begin juig en bly wees, want God is besig om groot dinge te doen. Ek en Johan het in die week daaroor gepraat, ons glo vas, dat hierdie gemeente is besig om in 'n nuwe seisoen in te beweeg. Ons is besig om in 'n nuwe fase van die bediening in te beweeg. En weet jy wat, ek en Johan het nou die aand gesê, we ready. Here stuur ons. Daar is 'n seisoen wat ons in beweeg. Ons is reg. Ons is besig om onsself by mekaar te maak en voor te berei om te gaan doen wat God wil hê ons moet doen. Ons is reg vir die nuwe seisoen. En ek wil vir julle sê, as julle vaskyk in hierdie ou houtkerkie van ons, watch this space. Want die woord van die Here sê, en hy het spesifiek vanoggend met my kom deel, en hy het gesê, God is besig om groot dinge te doen. God gaan in hierdie gemeente doen, en in hierdie dorp doen, wat die mense nog nie gesien en beleef het nie. Amen. En God wil vir jou doen, wat jy in jou lewe nog nooit beleef het nie. As jy vanmôre sê, Here, ek gee oor. Nee, ek gee op nie. God soek nie handsappers nie. Hy soek mense wat opstaan en sê, dit maak nie saak wat nie. Nogtans sal ek roem en juig in my God. Want ek weet vanmôre dat God besig is om groot dinge agter die skerms vir my te doen. Ek wil vir jou sê, vertrou God vanmôre en begin jubel en juig. Julle sal sien ek het hier geskryf, fynskrif. If you want to see the glory of God in your life, start to praise and worship. Hallelujah. Amen. Die Here sê, jy moet juig en jubel. Hou op om met 'n lang gesig rond te loop. Hou op om bang te wees. Hou op om die vrees van hierdie wêreld joune te maak, want God wil nie hê jy moet vrees nie. Hy sê, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Want jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat jou die krag gee. Jou vyand wil graag hê jy moet vrees. Hy wil graag hê jy moet bekommerd wees. Hy wil graag hê jy moet te neergedruk wees. Hy wil graag hê jy moet op 'n hoopie in die hoek gaan sit. Maar Jesus sê, staan op en jubel en juig, want ek is besig om groot dinge te doen. En dit is nie net vir die pastore nie, dis nie net vir die dominees nie, dis vir elkeen wat sy naam aanroep en begin jubel en juig in die Here. Yes. Dis die eerste fynskrifpuntjie. Baie mense sê, baie teologiese ouens sê, daar's nie fynskrif in die Bybel nie. Jy moet sy Bybel weer gaan lees. Daar's fynskrif. Daar staan, die Here sê, ek doen groot dinge. Wat sê die fynskrif? Jy moet begin jubel en juig. Begin opgewonde raak. Dan gaan jy die groot dinge sien. Dan gaan jy sien hoe jou skure oorloop. En weet jy wat? Nou dink jy ouens, hierdie pastoor preek nou ook nou weer prosperity, ek gaan baie geld kry. Ek gaan in 'n mooi huis bly, ek gaan 'n mooi kar ry. You miss the point. Jou skure gaan oorloop van die heerlikheid van God in jou lewe. As die Here wil hê, jy moet baie geld hê, sal dit vir jou gee. Maar die Here gaan nie vir jou baie geld gee as jy dit nie reg gaan bestuur nie. Rentmeesterskap, Johan. Jy moet begin rentmeesterskap vat van dit wat God vir jou gee. En jy moet begin jubel en juig aan dit wat jy het. Yes. Woord van die Here sê, nou gaan ek baie ouens se babbel bars. Die Here sê, wees tevrede met wat jy het. Want alles is in elk geval nie joune nie. Dit is Gods. Maar hy vertrou dit aan jou toe. En jy moet begin rentmeesterskap vat af. Yes. Jy moet begin rentmeesterskap vat van jou hele lewe. Jy moet begin, die tong wat die Here jou gegee het, moet jy begin gebruik om God se naam groot te maak. Jou asem moet jy begin gebruik om te jubel en te juig in die Here. Ophou om
negativiteit te spreek. Vers 26. Ja, vers 24 eers. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskype van mos en olie oorloop. Wat is die olie? Die salwing van die Heilige Gees. Dis dan wanneer jy gaan sê, my bekertjie loop oor, my bekertjie loop oor, my bekertjie van vreugde en van blydskap loop nou oor. Hy gaan oorloop as jy begin om God te loof en eer. Fynskrif. Vers 26. Gaan weer terug na hom toe. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het. En my volk sal in der ewigheid nie beskaam staan nie. Ons het nou gesing ook. Ons het nie nodig om skaam te staan nie. Ons het nie nodig om skaam te wees nie. Ons kan ons koppe optel en die wêreld in die oë kyk. Ons kan daai ou wat so van ons skinder. Weet jy wat? As 'n ou vir jou iets negatief sê, of hy val jou aan, mag ek dit sê? Ek gaan dit sê, man. Ek mag. Jongens het my vir uithaal, kan my maar uithaal. Volgende keer, as daai ou negativiteit oor jou praat, of sleg met jou praat, of van jou praat, dan sê vir hom, hoor jy, as jy my nie like nie, watch nou, hier kom episode 2. Die volgende episode kom. So jy moet maar reg staan, dan gaan jy nog meer om oor te praat. Want ek steur my nie aan dit wat jy sê nie. Ek is nie wie jy sê ek is nie, ek is wie God sê ek is. En God sê ek is meer as 'n oorwinnaar. God sê ek is die appel van sy oog. Hy sê ek is geskape na sy beeld en sy gelykenis. So as jy wil skinder, enjoy it. Watch this space, hier kom episode 2. Want hulle wil ons net aan die verlede, die ou boek praat. Hulle wil nie praat van die nuwe boek, waar Jesus jou lewe kom omdraai het nie. Die ouens kies om nie te praat van Jesus, wat die wonderdade in jou lewe kom doen het nie. Want weet jy wat? Hulle is jaloers. Maar hulle hoef nie jaloers te wees nie, want hulle kan dit ook hê. Dis vir almal. Dis nie vir handpicked ouens nie. Maar weet julle wat? Baie mense maak die verkeerde besluite en hulle mis die heerlikheid van God. Hulle mis die mos en die olie en die koring wat God vir hulle wil gee. Omdat hulle die verkeerde besluite maak. Want hulle dink dit is so swaar om die Here te dien. Ons het allerhande verskonings hoekom ons nie die Here kan dien nie. Ons het allerhande verskonings hoekom ons nie na die huis van die Here toe kan kom nie. Ons het allerhande verskonings hoekom ons nie by 'n bidtuur kan uitkom en saam met ander gelowiges die aangesig van die Here te soek nie. Ons het verskonings hoekom ons nie by ons plaaslike kerk kan inskakel nie. Weet jy hoekom? Ek sê hoekom? Omdat ons oë gefestig was op mense en mense het ons teleurgestel. Mense het ons seer gemaak. Die pastoor het my teleurgestel. Die pastoor het my seer gemaak. Dan wil ek vir jou, dan het ek 'n surprise vir jou vanmôre. As die pastoor jou seer gemaak en as jy veronderstel om vir hom te bid, nie weg te hardloop nie. Want weet jy wat is die probleem? Ons wil die pastoor of die kerkleiers wil ons op 'n troontjie sit. In plaas van om God op die troon te sit. Yes. Ons hou ons oë gefestig op mense, in plaas van ons oë gefestig te hou op God, wat die volëinder van ons geloof is. Amen. Ek het eintlik gesê, ek gaan nie lank wees nie. Johan lag alweer vir my, Jesaja 41, kom ons lees gou vanaf vers 10 daar. Want julle wat het ons nou gelees daar in Joël? Wat het die woord van die Here gesê? Moenie vrees nie. Onthou jy? Hoor wat sê Johannes 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou.
Maak nie saak waar jy gaan, wat jou omstandighede is nie, die Here sê ek is met jou. Daai siekte is fyn, ek is met jou. Jou angs, ek is met jou, moenie angstig kyk nou hardop weer die skrif vooruit, kom ons lees. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Nie jou situasie nie. En weet jy wat? Baie mense mis die punt wat hulle situasie word hulle God. Hulle hou vas aan hulle situasie. Hulle oë is gefestig op hulle situasie. Hulle is gefestig op hierdie berg wat voor hulle staan. Wat sê die woord van die Here? Dawid skryf hy sê ek slaan my oë op na hierdie berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En dan antwoord hy homself en hy sê my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Yes. Halleluja. Yes. Hou op om vir God te sê hoe groot is jou berg en begin om vir die berg te sê hoe groot is God. Amen. Want weet jy wat? My God is groter as daai berg. Tafelberge sou muurskoopie voor my God. Moenie jou situasie jou fokuspunt maak nie. Maak God jou fokuspunt. Hou op angstig rondkyk. Hou op rondkyk en sê, hoe gaan ek uit hierdie saak uitkom? En begin jou oë gefestig hou op Jesus. Kyk na Jesus, wat die volleinder van die geloof is. Kyk op na God wat gesê het, ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Dit maak nie saak hoe groot die berg is nie. Dit maak nie saak as daai rivier voor jou is nie. Die Israeliete trek weg. En hier kom hier jou klomp Egiptenare agter hulle aan. En daar's 'n rivier voor hulle. Daar's 'n berg die kant, daar's 'n berg daai kant en die Egiptenare agter. En hier staan hulle. Waar jy nou? Moses sê, let's go to God. Wat doen Moses? Hy vestig sy oë op God. Hy vestig nie sy oë op die rivier nie. Rooisee. Op die Rooisee. Hy vestig nie sy oë op die Rooisee nie. Hy vestig nie sy oë op die berge nie. Hy vestig nie sy oë op die Egiptenare nie. Die Israeliete het. Hier kom hier die Egiptenare, hulle gaan ons doodmaak. Moses sê, ja, kom ons praat met God. Net 'n bietjie praat met Jesus, maak dit alles reg. En waar nou God? Die see kloof oop. En hulle trek op droë grond hier. Wil jy jou see oopgekloof hê vanmôre? Begin jubel en juig aan God. Praat met God. Vestig jou oë op God en nie op die see nie. Want God sê, ek is met jou. Israeliete, ek het julle dan gaan haal om julle vry te maak, nie om julle dood te maak nie. Want God wil nie ons moet doodgaan nie, hy wil nie ons moet vir ewig lewe. Ek het julle nie gaan haal nie. Julle dink ek het julle gaan haal en nou gaan julle doodgaan. Ek het gekom sodat julle lewe in oorvloed kan hê. Watch my. Watertjies trek weg, kom, trek deur. Wie gaan doodgaan? Hy klomp Egiptenare wat dink hulle het julle. Dis die ouens wat gaan doodgaan. Jou vyand sal God verwoes, nie vir jou nie. Jou vyand sal God uitsort. Doen jy wat God wil hê jy moet doen. Kom in 'n verhouding met hom. Begin jou lewe aan hom wy. Johan het 'n oulike stiekertjie gemaak. Of hy dit laat maak deur AI, né? Pragtige graffiti. Weet jy wat sê hy? Ek kies Jesus. Ek kies nie my omstandighede nie. Ek kies nie my verlede nie. Ek kies nie wat die mense sê nie. Ek kies Jesus. En ek dink dat ons moet almal daai besluit neem om te sê, doesn't matter what the world say. Dit maak nie saak wie die wêreld kies nie. Dit maak nie saak wie my kinders kies nie. Dit maak nie saak wie my boeties en my sissies en wie ever kies nie. Ek kies Jesus. Yes. Wat het Josua gesê? Johan, wat het hy gesê? Ek en my huis, ons sal die Here dien. So hy het dieselfde besluit geneem wat jy geneem het, Johan. Ek kies Jesus.
Kom ons lees verder. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaamd staan, en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks, en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar jy sal hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer. Want ek is die Here, jou God, gryp jou regterhand aan, en wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Jy hoef nie beskaamd te staan nie. Jy hoef nie vir jou bed van skaamte op te maak nie. Jou teestander is die een wat gaan skaam kry. Die ouens wat so agter jou rug praat, is die ouens wat op die einde van die dag gaan skaam kry. Die ouens wat nie kan wag om jou te sien ondergang nie, is die ouens wat gaan skaam kry en sê, ek wil liever nie daai kant toe kyk nie, ek het my naam Popeye gemaak. Sjoe, hoe het ek my naam nou Popeye gemaak, want ek het gedink, Johan gaan dit nie maak nie, kyk waar staan Johan. Kyk hoe goed is die Here vir hom. Wat het ek gesê? Ek wil net my kop hier agter hierdie kas wegsteek. Ek wil net hier agter hierdie boom wegkruip, en die mense teen wie ek my mond uitgespoel het, my tog net nie sien nie, want hulle gaan sê, onthou jy wat het jy gesê? Kyk waar staan Johan, hy het nie geval soos wat jy gesê het nie. Hy het nie opgegee soos jy gesê het nie. Dis wat die woord sê. Hy sê, jy gaan nie beskaamd staan nie, jou teestander gaan beskaamd staan. Daai ouens wat jou nie gelike het nie, dis die ouens wat gaan beskaamd staan. Want die Here is met jou, sy regterhand. Nou, die normale ouens, behalwe nou ek, is jou regterhand jou sterkste hand. So, hoekom sê hy met my regterhand? Want dit is sy sterkste hand. Kyk, God is almagtig, albei sy hande is ewe sterk. Maar hy het hierdie gebruik om vir ons te sê, my sterkste hand, my kragtigste hand, dis die hand wat ek jou mee gaan red. Dis die hand wat ek jou hand mee gaan vashou. En dan sê hy verder, hy sê, ek gaan jou regterhand vat. Want jou regterhand is jou sterkste hand. Dis hoekom ek sê, ek gaan jou regterhand vat. Met my regterhand. Nou, dit sê nou vir my iets anderster. As God my sterkste hand met sy sterkste hand vat, wat gebeur? Can you imagine hoeveel krag vloei in daai lyn? How the power and the glory of God is flowing in that line, but we have to have the connection. As ek daai kragdraad uittrek, gaan al hierdie goed afsit. As ek die kragdraad uit God se hand uitvat, gaan alles afsit. Die heerlikheid van God gaan ek mis. Die ligte gaan doodgaan. Ons gaan in die donker sit. Wat? Ek het weggetrek van God af. Onthou, God het gesê, ek begewe en verlaat jou nie. Maar jy het die keuse om hom dalk te verlaat. En die oomblik wat jy wegbeweeg van die lig af, want hy sê ons, Jesus mos sê, ek is die lig van die wêreld. So as jy daai bietjie wegbeweeg, beweeg jy die lig uit. En jy beweeg in die duisternis in. So moenie jouself, jou regterhand, jou kragtige hand, uit die kragtige hand van God uithaal nie. Want solank jou sterke hand in God se sterke hand is, of jou sterkste hand in God se sterkste hand is, dan moet die krag vloei. En die wetenskaplikes het ons geleer, dat stroom in 'n stroombaan vloei van negatief na positief.
So wanneer die krag van God begin vloei, moet die negativiteit van hierdie wêreld verander in positiwiteit. Amen. Al hierdie negatiewe dinge moet verander in positief. Want ons is dan in kontak met God. Die stroom vloei. Dis powerful. 1 Petrus 5 vers 6. Hier kom nou die groot fynskrif. Julle moet nou mooi hoor, die terms and conditions, né? Ons het nou gesê, God sê, jy hoef nie bang te wees nie. Jy moet nie angstig rondkyk nie. Ek gaan jou help, ek gaan jou red, ek gaan alles vir jou doen. Nou is die terms and conditions by. Ek gaan na die ouens se Bybel bars wat sê, daar is nie terms and conditions in die Bybel nie. Vanaf vers 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Verneder. Wat beteken dit? Met ander woorde, ek moet my eie willetjie vat en wegsmyt. Ek moet ophou myself op 'n troontjie wil sit. Ek moet ophou sê ek is die beste, ek is die slimste, ek is die sterkste, ek kan hierdie saak self uitsort, want ek het mos die brein, ek het mos geleer. Ek kan sommetjies maak, so ek sal hierdie budget kan uitwerk. Bietjie hier aftrek, bietjie daar aftrek, en dan gaan die budget daar klop. Verneder julle onder die kragtige hand van God. Wat beteken dit? Dit sê vir my, ek moet minder word sodat God meer kan word. Ek moet my gedagtes in lyn kry met God se wil. Nie my wil nie, God se wil. Ek moet toelaat dat sy kragtige hand my leefstyl bepaal. Ek moet toelaat dat sy kragtige hand my stuurwiel wees. Sy kragtige hand moet oor my lewe loop. En die probleem is, ek kan nie onder sy hand wees en nog steeds dink ek is die champ nie. Ek kan nie besluit, ek gaan nou onder sy hand uitbeweeg nie, want dan verneder ek my nie meer onder die kragtige hand van God nie. Wanneer ek my verneder onder die kragtige hand van God, dan beteken dit, ek is niks meer nie. Dan sê ek soos Paulus, dit wat agter my is, vergeet ek. En ek strek my uit na dit wat voor is. Hoe kan ek my uitstrek na dit wat voor is? Deur onder die kragtige hand van God te bly. Verneder jou onder die kragtige hand van God. Met ander woorde, gee God die volle autoriteit oor jou lewe. Laat toe dat God jou lewe beheer. Give him the kingdom, dominion, that is his anyway. Kom ons lees verder. Ok? Nou het hy gesê, wanneer ek my verneder onder die kragtige hand van God, met ander woorde, wanneer ek minder word, sodat God alles kan word, dan sê hy, op die regte tyd sal God my optel. Dit beteken nie, hy gaan my op 'n troontjie sit, dat ek nou beter is as ander mense nie. Dit beteken, hy gaan my lewe optel. Hy gaan optel, en hy gaan bereik, dit wat hy in my lewe wil bereik. Kom ons lees vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Sien julle die fynskrif? Onderwerp jou aan die kragtige hand van God. Werp jou bekommernisse op hom. Moenie angstig rondkyk nie, ons het mos nou gelees. Moenie angstig rondkyk nie, hy sorg vir jou. Nou sê hy, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Dis awesome. Al die skrifte sê, hoe gaan ek hanteer staan? Standvastig in die geloof.
omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Wie's die ou wat jou kwaad maak? Die duiwel gaan nie by jou kom met sy horingkies en die lang vurk soos wat hy in die kinderbybel geteken is nie. Hy gebruik mense. Net soos wat God mense gebruik om vir jou te sê, Jesus is lief vir jou, net soos wat jy is. So gebruik die duiwel mense om jou hele gemoed te kom omkrap. Die duiwel gebruik mense om vir jou te sê, jy is nie goed genoeg nie. Die duiwel gebruik mense om vir jou te sê, hoe kan jy sê jy is 'n kind van God, as jy dit en dit gedoen het laas jaar? Hoe kan jy nog glo aan die Here? Kyk hoe swaar gaan dit met jou. Dis okay. Dit gaan nie swaar met my nie. Daar is verdrukking. Ja, die woord van die Here sê, daar sal verdrukking wees. Maar hy sê, maar saam met die verdrukking sal jy ook uitkoms gee. Maar die duiwel gaan vir jou kom sê, jy's nie goed genoeg nie. Jy sal dit nie maak nie. Dis nie vir jou nie, man. Gee op. Die duiwel sê nie vir jou gee oor nie, hy sê gee op. God kom en hy sê nie opgee nie, gee oor. Sien julle hoe werk die duiwel teestandig met dit wat God sê. God sê moenie vrees nie. Die duiwel sê vir jou, besop, jy moet bang wees. Raak vrees bevang, hy kom saai vrees by jou, hy kom saai angs by jou. Hy kom saai goed in jou huwelik, wat jou huwelik opbreek. Hy kom saai goed wat jou verhoudings opbreek. Hy kom saai goed wat jou hele gemoed omkrap. En wat doen ons? Ons is almal mense. Ons val hy ou aan. Ek wil vir Johan op sy plek sit. Kyk wat het hy van my loop en vertel by die mense. Ek gaan hom op sy plek sit. Op watter plek sit jy? Dis my vraag vanmôre. As Johan my te nagekom het, dankie Here, Johan weet nie, ek en hy is groot boetas in die Here. Maar as Johan my te nagekom het, wat doen ek? Ek wil hom op sy plek sit. Maar ek mis die point, want ek wil hom op die verkeerde plek sit. Ek wil hom op die plek sit waar ek hom wil hê. Wat sê die woord van die Here, op wat sy plek moet ek hom sit? Ek moet hom by die voete van Jesus gaan neersit, dis die plek waar ek hom moet sit. Doen ons dit? Nee. Wat doen ons? Ons breek die terms and conditions. Ons hou nie by die fynskrif nie. Die woord van die Here is baie duidelik daaroor. As iemand in jou gesondig het, of jou kwaad gemaak het, of wat, ja, sit hom op sy plek. Sy plek is by die voete van Jesus, nie waar jy hom wil neersit. Maar dit is nie maklik nie, mense. Dit is nie maklik nie. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Ek het nou gesê, sy plek is in die warm plek en hy soek maatjies om saam met hom te gaan. Hy wil nie alleen brand nie. Moet julle teestaan, standvastig in die geloof. 5 comes by hearing and hearing by the word of God. Hoe gaan jy die duiwel teestaan? Deur hom 'n bloedbek te gee met die woord van God. Wat het Jesus gedoen toe die duiwel hom versoek het? Hy het nie vir hom gesê, ag man, weet jy wat? Nee. Wat het Jesus vir hom gesê? Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Hoekom sê die woord van die Here, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis? Want ons kan nie vir die duiwel sê, daar staan geskryf nie, want ons weet nie wat staan daar geskryf nie. Dit is hoekom baie mense nie die duiwel kan teestaan nie, want hulle weet nie wat staan daar geskryf nie. Ek kan nie vir die duiwel sê, daar staan geskryf nie, wat? Ek weet nie. Maar as ek weet wat sê die woord van die Here, as ek God se beloftes ken, dan kan ek vir die duiwel sê, daar staan geskrywe. Wat staan daar geskrywe? Jesus het jou oorwin.
So vat jou boetiekies en sissiekies en al jou trawante en dan gaan jy. Onthou net een ding, mense. As die duiwel jou uitlos, moet jy worry. Want dan is hy klaar waar jy wil hê. Maar wanneer die duiwel jou kom katasa, dan moet jy weet, ek is nie waar die duiwel my wil hê nie, ek is waar God my wil hê. En die duiwel is nie happy nie. Hy loop rond, soos 'n brullende leeu. En hy wil my verslind. Maar, wanneer ek staan op God se beloftes en ek staan op God se woord, het hy nie 'n gou nie. Dan kan hy maar gaan. Maar ons moet hou by die terms and conditions. Dan sal ons nie angstig en bekommerd en vreesagtig raak oor dit wat in die wêreld aangaan nie. Dan sal ons weet dat Jesus gesê het, hy het die wêreld oorwin. Amen. Ek is eintlik nou op klaar weer by 'n volgende versie. Kom ons sluit af. Is ek nou hierso? Ja man, ek is by die verkeerde een. Hy het die wêreld oorwin. Ek gaan nou vir jou sê waar staan dit. Johannes 16 vers 33. So wanneer ons by die terms and conditions hou, dan kan ons sê, en dan sal ons weet wat het Jesus gesê. Hoor wat het hy gesê? Hy sê, dit het ek vir julle gesê. Ek het dit gesê. Hoekom luister jy nie? Ons is mos lief om dit vir die kinders te sê. Ek het vir jou gesê. Ek het gesê. Dan kom Jesus en hy sê, ek het dit vir julle gesê. Johan, Bokkie, Salome, Jesus het gesê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Hy het gesê, jy kan die duiwel weerstaan, jy het die autoriteit. Hy het gesê, hy gaan jou oplig. Hy het gesê, hy gaan jou vashou met sy regterhand. Johannes 16 vers 33, hy kom en hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Wanneer ons ingeplak is, sal die lig van God deur ons skyn, en dan sal ons vrede hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Want die versie begin, hy sê, dit het ek vir julle gesê. Nou sê hy, in die wêreld sê verdrukking hê. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Verdrukking gaan jy hê. Probleme gaan jy hê. Hartseer gaan jy hê. Terugslag gaan jy hê. Ek is nie hier om vanmôre vir jou te sê, as jy 'n pad by die Here loop, gaan dit net maanskyn en rose, en dit gaan so lekker wees nie. Dan gaan nog waterbotteltjies langs die pad ook staan, wat jy net een kan vat en drink nie. Die water gaan daar wees. Maar nie hier en daar langs die pad nie, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Jy gaan vir die volgende ou water wees. So, verdrukkings gaan jy hê, probleme gaan jy hê, siekte gaan jy hê. Die ouens gaan jou crazy maak. Hulle gaan kyk hoe ver kan hulle jou push. En dan sê hy, maar, hou goeie moed, moenie opgee nie, hou moed. Hou goeie moed, nie net bietjie moed nie, goeie moed. Want ek het die wêreld oorwin. Die duiwel wat soos 'n brullende leeu rondloop, Jesus sê, ek het hom oorwin. Alles wat die duiwel teen jou gebruik, Jesus sê, ek het dit oorwin. Maar jy het nodig om jou hand uit te steek na die reddende hand van God toe en daai koneksie te maak. Ons moet daai koneksie maak. Hy sê mos, as ek in julle bly en julle in my, dan sal jy vrug dra. Dan gaan jy die heerlikheid van God begin sien. Dan gaan jy sien hoe God jou in 'n nuwe seisoen inlei. En onthou ek het aan die begin van die diens het ek gesê, ek glo vas, die Here is besig om ons almal in ons nuwe seisoen in te lei. Daar's 'n nuwe seisoen wat vir ons oopgaan in baie fasette van ons lewe. Maar ons moet by die fynskrif hou.
Ons moet by die fynskrif hou, om God in beheer te sit, om onsself te onderwerp aan die kragtige hand van God. Hoe kragtig is God se hand? Hy het nog nooit 'n fight verloor nie. In Johannes 14:14 sê, wees stil, en laat ek die geveg vir jou veg. Onderwerp jou aan die kragtige hand van God, en nie aan jou eie hand nie. Kom ons bid saam. Here, ek kom vanmôre en ek vra Here dat U, Heilige Gees, ons sal lei, want U het vir ons die Heilige Gees gegee om ons te kom leer en lei in alle waarheid. Here, en U het vanmôre vir ons gesê, daar's 'n paar goedjies wat julle moet doen en ek sal die res doen. Here, en ek wil vra dat U ons leidsman sal wees, sodat ons sal onderwerp aan U kragtige hand. Here, dat ons sal ophou om dinge vir onsself te doen, dat ons sal ophou dink ons is verhewe bo alles en almal, Here. Here, maar dat ons sal begin nederig word. Here, kom maak ons minder, sodat U alles kan wees. En dat ons altyd sal onderwerp aan die kragtige hand van God. En dat ons die vyand sal weerstaan, deur ons geloof in Christus Jesus. En dat ons sal weet en sal onthou, dat U die wêreld oorwin het. Dat ons nie nodig het vanmôre om oorlogspakkies aan te trek nie. Dat ons net by U voete moet kom sit. Here, en help ons, dat ons daar sal sit, en daar sal wil sit. Here, dat dit nie onder dwang sal wees nie. Here, maar dat dit uit vrede en vreugde sal wees. Here, want daar by U voete is daar vrede en vreugde. En wanneer ons dit doen, dit is wanneer ons sal kan begin om te jubel en juig in U. En ek sê dankie Here dat U nou hande vat. Dankie Here dat U besig is om situasies te verander. Here, dat U besig is om in 'n nuwe seisoen in te beweeg met ons. Here, maar hou ons gereed. Here, sodat ons saam met U die nuwe seisoen kan instap. Here, want ons kan nie 'n enkele tree gee as U nie ons hand vashou nie. Here, ons kan nie eers loop as U nie ons hand vashou nie. En dankie dat U vanmôre vir ons weer eens die versekering gegee het, dat wanneer ons onder U reddende regterhand is, dat die goedheid en die guns wat U vir ons beloof het, ons deel sal wees. Here, en as daar iemand is wat vanmôre sê, weet jy wat, ek is miskien vanmôre so ver, ek sien nie eers die reddende hand van God nie. Here, ek het so ver onder die hand van God uitbeweeg. Here, dat U daardie persoon sal teruglei na U hand toe. Here, steek U hand ook daar uit. Here, en dankie dat ek nou weet, dat U elke situasie, elke bekommernis, elke angstigheid en elke vrees nou wegvat in die naam van Jesus. Amen. En in die nag waarin hy verraai is, het Jesus brood gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Ek gaan die vyand oorwin met my liggaam, sodat jy 'n nuwe lewe in Christus Jesus kan hê. Neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En net so ook na die beker, na die ete, die drinkbeker met die woorde, dit is my bloed in die Nuwe Testament. Doen dit tot my gedagtenis, nie tot 'n ritueel van 'n kerk nie, of 'n religion van 'n kerk nie. Doen dit, omdat jy vanmôre kom celebrate wat Jesus vir jou gedoen het, en wat hy nog vir jou gaan doen. Want ons celebrate die feit dat sy liggaam gebreek is, en sy bloed vir ons gestort is. Ons celebrate nie 'n Jesus wat in 'n graf lê nie. Ons celebrate vanmôre 'n Jesus wat opgestaan het, en wat sit aan die regterhand van God, en vanmôre by God vir ons intree, en sê, Vader, kyk, my kinders is in U teenwoordigheid op heilige grond. Vader, kyk hoe celebrate hulle wat ek vir hulle gedoen het. Ek het my alles gegee. En weet jy wat, wanneer God so afkyk, hy sien nie jou verlede nie, hy sien Jesus aan die kruis. Hy sien dit wat Jesus vir jou kon doen het.
Sien jy dit raak vanmôre? Kom celebrate Jesus vanmôre, wanneer ons om die tafel aan sit. Here, kom seën nou hierdie tafel in ons liggame, Here. Here, en help ons dat ons dit nooit ooit as 'n religion of aan 'n kerk sal koppel nie. Here, maar dat ons dit altyd aan U sal koppel, dat U die rede is hoekom ons die nagmaaltafel gebruik. En die enigste rede is, Here, en ek vra nou dat elkeen wat hierdie tafel gebruik, U seën en U liefde en U vrede sal ervaar. Amen.